Element nommer 8 is getuienis. In Handelinge 1 vers 8 lees ons: Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot aan die uithoeke van die aarde. Om te getuig is nie eintlik deel, streng gesproke, van my stilte tyd nie. Is meer 'n uitvloeisel daarvan. Maar ons behandel hom hier, want dit is 'n baie belangrike uitvloeisel daarvan. Om te getuig is geweldig belangrik, want as ek nie gaan getuig nie, en jy gaan nie getuig nie, wie gaan dit dan doen? Iemand moet vertel. Ek en jy het 'n storie om te vertel. En dit mag wees dat jy na hierdie video kyk en jy dink, maar ek het nie juist 'n storie om te vertel nie. Maar dis nie die waarheid nie. Elkeen van ons wat 'n lewendige verhouding met die Here Jesus het 'n storie om te vertel. My storie lyk anders as jou storie, en my storie gaan aanklank vind by ander mense as wat jou storie gaan. Maar albei van ons stories is belangrik en moet vertel word. Wat ek en jy moet verstaan is, wanneer dit kom by stilte tyd, hoe meer tyd ek spandeer in stilte tyd, en hoe langer tyd ek tyd spandeer in stilte tyd, hoe meer bou ek getuienisse op. Ek bou getuienisse op van wat die Here in my lewe gedoen het. En die Heilige Gees bemagtig en bekragtig my om dit wat daar gebeur het met ander mense te deel. En dis inderdaad wat Handelinge 1 vers 8 bedoel. Hoe meer tyd ek met die Here spandeer, hoe meer het ek om te vertel. Hoe meer tyd ek saam met die Heilige Gees spandeer, hoe meer krag het ek om mense te vertel. En hier is dalk 'n belangrike ding wat jy moet vasmaak in jou eie hart. Hoe meer ek vertel, hoe meer kry ek krag om nog te vertel. Want dit kan wees dat jy dalk hier sit met groot oë en dink, Johan, jy verken my nie. Ek kan nie met mense praat nie. Wel, as jy met mense kan praat oor jou gunsteling fliek, oor jou gunsteling sepie, oor jou gunsteling hond of wat 'n storie, jou gunsteling stokperdjie, wat dit ook al is waar jy met mense praat, dan moet jy weet, het Satan vir jou gelieg om vir jou te sê jy kan nie met mense oor Jesus praat nie. Niemand van ons kan tog met niemand praat nie. Ons almal kan tog met iemand praat. En dis waar ek begin. Nou, jy wonder dalk nou waar kan ek begin? En ek wil vir jou 'n paar praktiese plekke gee waar jy kan begin. Begin deur om kunskaptraktaatjies in jou kar te hou. Begin deur om 'n handvol traktaatjies in jou kar te hou, en wanneer jy met mense wanneer jy petrol in jou kar gooi, wanneer jy by Spar is en jy gaan koop goed, hou 'n traktaatjie by en gee net vir iemand en sê net vir iemand, Jesus loves you. Jesus is lief vir jou. Dis 'n baie klein, maklike beginpunt. Almal kan daar begin. Dalk is jy gereed om 'n Bybelstudie begin. Hoekom begin jy nie 'n kunskap Bybelstudie nie? Laai die kunskap Bybelstudie boekie af, dis nommer 2, en dan gaan sit jy en jy nooi 'n paar vriende, 'n paar wat jy dalk wonder of hulle 'n verhouding met die Here het, en werk met hulle deur kunskap. En nog 'n baie goeie manier is om in te skakel by die Gideons. Skakel by die Gideons in en word betrokke. Hulle gaan jou uitstuur na gevangenisse, hulle gaan jou die nodige opleiding gee, hulle gaan jou stuur na skole, en dis 'n baie oulike manier om die evangelie uit te deel. Nou dan nog 'n manier is nooi iemand kerk toe. Jy dalk bure, vat 'n boekie, vat die nuwe reeks wat ons doen en gaan nooi iemand kerk toe om saam met jou langs die kerk te sit, wag vir hom, nooi vir hom om vir koffie en beskuit en wys vir hom waar om te sit en behandel iemand vriendelik, en so kan jy 'n verskil maak met jou storie. Wat ook al jy doen, moenie stil bly nie. Deel jou storie, praat met mense. Onthou net, die Here kan iemand red deur jy wat jou storie met iemand deel. Jy mag nie stil bly nie. Asseblief, ek kom vra jou mooi, gaan vertel jou storie vir mense. Moenie toelaat dat iemand anders se storie jou intimideer om te sê, maar jy het nie 'n wow storie nie. Jy het 'n wow storie, want jou storie gaan nie oor jouself nie. Dit gaan oor Jesus. Nou dit is die 8 elemente van stilte tyd.